Via Dolorosa, beautiful and sad song. Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van u wat vanoggend hier by ons kuier en wat saam met ons vanoggend die opstanding van die Here Jesus Christus vier. En wat 'n voorreg om dit vanoggend hier so saam te kan vier met mense wat waarskynlik oor die hele land kom en vakansie hou en toer en hier is. Baie welkom vir elkeen van julle. 'n Spesiale welkom vir die orkes vanoggend, die blaasorkes van Dave Malan. Ons is opgewonde om julle vanoggend hier te hê. En ons sien uit na hulle konsert vanmiddag om 3:00. Hulle het vanmiddag 'n konsert 3:00 in die kerkgebou en kaartjies R50. Julle is baie welkom, skooliere en studente gratis. Maar vanoggend is dit 'n ander hoedanigheid wat julle hier is. Julle is hier om vir ons in lof en aanbidding te begelei met die lofliedere net nou. So ons sien so verskriklik uit na dit. Hulle gaan ook tydens die dankoffer speel en aan die einde van die diens gaan ons vra dat julle net 'n oombliekie sit en dat hulle vir ons nog speel en ons sommer net dit inneem op hierdie opstandingssondag. Vriende, dankie vir die persone wat help met die stoele. Hier's te min stoele vanoggend en dankie vir almal wat help. As daar nog plekke oop is, wys asseblief vir ons. Michiel, hier is nog plekke oop in die kerk. Steek net hande op waar daar plekke oop is. Hier's oral nog plekkies oop en goed. Hou net die hande op as daar nog mense wil inkom wat hulle kan sien. Goed vriende, die videoetjie wat julle nou gesien het een van ons lidmate Ben vir ons gemaak. Ons het die hele week het ons 'n Via Dolorosa gehad wat ons deur die verskillende stasies van die kruis kon stap en dit het geëindig by die opstanding daarvoor. En as julle uitgaan volgens stap gerus in daai voorkant van die kerk uit, daar die graf is oop, dit is so mooi gedoen. En beleef vanoggend as jy nog nooit self in Jerusalem was nie en jy het nog nooit die voorreg gehad om die oop graf te sien nie, dan gaan jy vanoggend so naby aan dit kom as jy daar gaan kyk. Soos nooi vir julle uit om vanoggend sommer daai kant uit te stap en te gaan kyk. En dan wil ek sommer net baie dankie sê vir die dames wat so mooi gereed gemaak het gister op die Saterdag vir Rianda, vir Rosie, vir Marieke, wat alles so mooi gemaak het, soos wat dit vanoggend ook hier is, sodat ons die opstanding van die Here ook visueel op so 'n manier kan vier. Dis vir ons 'n reuse voorreg. Miskien net geleentheid dat almal 'n plekkie kry. As hy wys weer, as daar plekkies oop is, daar is hy. As jy 'n kans sien om in te skuif na die middel toe, sal dit baie help om maar een sitplek op te skuif of so. En kom ons ontvang sommer net mekaar vanoggend hier as boeties en sissies in die Here. Dankie, dit lyk of almal 'n plekkie gevind het. Goed vriende, die vroeë kerk het, nadat Jesus opgestaan het hulle mekaar gegroet en dan het die liturg, het hy gesê, Jesus het opgestaan en dan het die hele gemeente gesê, die Here het werklik opgestaan. Die Here het opgestaan, die Here het werklik opgestaan. Ek nooi vanoggend vir julle om dit saam of agter my aan te sê, as ek sê die Here het opgestaan, om te sê die Here het werklik opgestaan. Gemeente van die Here het opgestaan. Vriende, al voel ons nie vandag so nie, en as jy vandag hier gekom het en alles druk en is nie lekker nie, onthou vandag dat dit nie afhang van jou gevoelens nie. Maak nie saak hoe jy vandag voel nie, dis 'n historiese werklikheid dat Jesus opgestaan het uit die dood. Ek lees ons Lukas 24, vers 1 tot 5. Ek lees die eerste paar verse en dan lees Tersa die laaste vers.
Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is opgewek, uit die dood opgewek." Vriende, ons luister vir die kerkklokke wat lui en dan terwyl ons sit, sing ons daai lied wat die kerk oor soveel jare sing. Ons hoor die paasfeesklokke. Hulle lui van vroegdag af. Hulle verkondig oor die wêreld, die Here is uit die graf. Kom ons sing dit terwyl ons sit. Kom ons sit net so en ons sluit die oë. Here, wat 'n groot oomblik vanoggend om hier saam te wees, saam met mense van oral af, omdat ons in U glo, omdat ons glo in die opstanding, omdat ons glo dat op hierdie dag 2000 jaar gelede het U die graf oopgebreek, het U met mag en met krag uit die graf uitgekom, het U die dood oorwin, het U ons grootste vrees in die lewe, die vrees om dood te gaan, kom wegvat. En dat ons vandag hier kan wees en vir mekaar kan sê, die Here Jesus het opgestaan, die Here Jesus het werklik opgestaan. Maar soos Paulus sê, dat ons vandag saam met dit ook kan sê, dat as Jesus opgestaan het, gaan ons ook opstaan. En dan is elkeen van ons se opstanding, as ons in U glo, ook 'n werklikheid. Here, en ons wil vandag net vir U loof en vir U prys en vir U groot maak daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan die dankoffers opneem en ons luister na die blaasorkes wat vir ons voorgaan met 2 liedere.
Baie dankie, sit gerus. Openbaring 1 vers 5. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Openbaring sluit eintlik af deur te sê dat Here Jesus Christus groet ons van die troon af, die eerste wat uit die dood opgestaan het. En hier voor ons, elkeen wat hier sit vanoggend, is die volgendes wat uit die dood uit opstaan. Is dit nie wonderlik nie? Ons gaan saam met die blaasorkes gaan ons Here groot maak met 3 liedere. Ons wil julle nooi om te staan as ons hierdie 3 liedere saam met hulle sing.
Het Jesus regtig opgestaan? Vra vir die twee Marias wat daardie sonnagoggend in 'n leë graf ingestap het. Vra vir Maria Magdalena wat sy daardie oggend in die tuin gesien het toe sy uitgeroep het, Rabboni, leermeester. Vra vir die Emmausgangers wat hulle gesien het en wat hulle beleef het toe Jesus in hulle huis ingekom het en die brood gebreek het. Vra vir Thomas hoe hy gevoel het toe die Here Jesus reg voor hom staan en sê, steek jou vingers in die wonde. Vra vir die disippels waarom hulle geskrik het toe Jesus binne in 'n toevertrek skielik tussen hulle staan. Vra vir Petrus waarom hy bereid was om onderstebo aan 'n kruis te sterf as hy nie seker was dat hy die Here Jesus gesien het wat opgestaan het nie. Vriende, ons sluit ons lof en aanbidding met 2 liedere terwyl ons sit waarmee ons vanoggend die Here net wil aanbid en groot maak as die opgestane Here. Oh
Kom sluit die oë. Here, wat 'n voorreg om so saam te sing oor u opstanding, dat u opgestaan het uit die dood en dat ons vandag saam met dit kan sê dat ons ook gaan opstaan uit die dood. Dankie daarvoor. Seën dit vir ons as ons uit u woord lees, help ons om dit te verstaan. Help ons Here om hierdie ou tekste wat al so lank so bekend is aan ons, om dit vandag weer nuut te verstaan. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek lees vandag vir ons net een versie en dit kom uit Prediker hoofstuk 3. Dis 'n snaakse plek om te lees en dis 'n ek gaan nog net nou 'n paar ander tekste lees, maar net sê kom ons begin hier by Prediker 3. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Daar's 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterf. Ons lees net tot sover. Ek wil graag vandag sommer net hier uit 'n paar gedagtes met julle deel. En ons tema vandag is meer as net 'n sterretjie en 'n kruisie. Vriende, die Prediker skryf so in die middel van die Ou Testament tyd. En hy skryf vanuit die Ou Testament teologie. En op daai stadium was daar eintlik niks meer as hierdie lewe gewees nie. Elke mens het 'n geboortedag en elke mens het 'n sterfdag. Dit was die twee goed wat vas was. Elke mens word gebore en elke mens gaan iewers weer dood. En dit was die hele siening in die Ou Testament dis wat daar aan die lewe is. Daar's nie iets anders aan die lewe as dit nie. Na hierdie lewe as ons doodgaan, gaan ons doderyk toe en ons bly maar net vir altyd in die doderyk, of in die goeie deel van die doderyk of in die slegte deel van die doderyk, maar vir altyd net in die doderyk. En as ons die Ou Testament lees, dan sien ons dat hierdie twee punte in 'n mens se lewe, die punt van gebore word en die punt van sterf, het eintlik oor die jare al hoe nader aan mekaar gekom. As ons in die boek Genesis lees, Genesis 5 is daar 'n geslagregister en ek dink almal het dit al gelees. Dan lees ons hoe oud het die mense geword daai tyd. Partykeer sê mense, is dit regtig so? Dis moeilik om te sê, maar ons glo so. Maar die punt is, as jy Genesis 5 lees, dan staan daar hierdie ou het 900 jaar oud geword, hierdie ou het 800 jaar oud geword. So lees ons byvoorbeeld dat Adam het 930 jaar oud geword. Set het 912 geword, Methuselah 969. Een van die jonger ouens in daai tyd was Henog, hy het 365 jaar oud geword. Ek sou wat wil gee om 365 jaar oud te word. Maar gaan ons bietjie verder in die Bybel, een hoofstuk verder, net na die sonde van die reuse, Genesis 6, dan lees ons, toe sê die Here in Genesis 6 vers 2 of vers 3, dan sê hy, my gees gaan van nou af nie meer so lank in die mens bly nie, die mens gaan nou maar 120 jaar oud word. En weet julle, as ons die Bybel van daar af lees, dan lees ons dat die mense het nie ouer as dit geword nie. Ons lees in die laaste hoofstuk van die boek Genesis 50, lees ons dat Josef het gesterf en Josef was 110 jaar oud gewees. Ons lees in die laaste hoofstuk van die boek Deuteronomium en lees ons dat Moses het gesterf en Moses was 120. Want die Here het gesê die mens gaan nie meer ouer word as 120 jaar nie. En dan gaan ons so 'n bietjie aan in die Ou Testament, dan kom ons by Psalm 90, wat vir ons so 'n kosbare psalm is in ons tyd. En dan sê Psalm 90, dan skryf die psalmdigter en hy sê die mens word maar 70 jaar en as hy sterk is 80 jaar. Nou ons sou kon sê dat in die tyd wat die Prediker geleef het en Dawid geleef het mense 70 geword en as hulle sterk is, het hulle 80 geword. In Jesus se tyd, ek het nou so 'n tyd gelede dat ek gaan lees oor wat was gemiddelde ouderdom. In Jesus se tyd het die gemiddelde man maar 30 tot 33 jaar oud geword, as gevolg van klomp faktore op daai stadium. Ons lees dat in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog was die gemiddelde ouderdom 41 gewees. Die gemiddelde ouderdom waar mense gesterf het was 41. Vandag sê hulle is die gemiddelde ouderdom in die wêreld 73.7 en in Suid-Afrika 66.3. Maar as jy dit so kyk, dan lyk dit eintlik asof die lewe eintlik al hoe korter word. Dit lyk asof hierdie punt van gebore word en die punt van doodgaan al hoe nader aan mekaar kom. En soos wat ons ouer word, beleef ons al hoe meer hoe naby hierdie twee punte aan mekaar is. Hierdie sterretjie wat ons op 'n grafsteen maak en hierdie kruisie op die grafsteen wat sê gebore en gesterf. En dat dit al hoe nader aan mekaar kom. Nou as ons deur fotoalbums blaai, dan sien ons hierdie twee goed. Ons sien 'n babatjie wat gebore is, ons sien iemand se lewe en hier in die einde sien ons die laaste fotootjies wat geneem is van iemand. As ons in 'n begrafplaas ingaan en jy loop daar tussen die grafte, dan sien jy as twee datums op elke graf, gebore
oorlede. Sterretjie, kruisie. Dis die 2 datums wat in elke mens se lewe uitstaan. Elke keer as ons 'n begrafnis in die kerk hou, dan kyk ek op die begrafnisbriefie voorop, staan daar hierdie 2 datums, gebore daai datum, gesterf daai datum. En vriende, ons moet maar eerlik wees dat die grootste deel van ons leef ons in vrees vir hierdie tweede punt in ons lewe. So 'n klomp jare gelede het hulle navorsing gedoen, hulle vra vir 'n klomp tieners en hulle sê, wat is jou grootste vrees in die lewe? En hulle sê, my grootste vrees is dat my ouers sal doodgaan. Ons vrees daai tweede punt. En ons hoef nie te maak of ons nie bang is vir die dood nie. Ons is bang vir die dood, ons wil nie doodgaan nie. En ons moet eerlik wees daaroor en sê dat selfs ons wat die Here ken, is bang vir die dood. Ons wil nie doodgaan nie. Dink maar aan koning Hiskia wat so naby aan die Here geleef het en toe hy hoor hy gaan sterf, toe staan hy uit na die muur toe gedraai en hy het gehuil en hy het gebid. Want dit is nie 'n lekker gedagte om dood te gaan nie. En vir ons ook nie. En toe kom Jesus aarde toe. En dan lees ons in Matteus 2 vers 1, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes, die sterretjie, die geboorte. En dan lees ons in Matteus 27 en ons het Vrydag stil gestaan daarby. Dan lees ons van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons, maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. En nou kom hierdie sinnetjie, Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. 'n Sterretjie en 'n kruisie, 'n beginpunt en 'n eindpunt. En op daai oomblik wat Jesus gesterf het, plus minus in die jaar 27 na Christus, op daai oomblik wat Jesus gesterf het dit gevoel asof daar's geen verskil tussen sy lewe en ons lewe nie. In sy lewe staan nou ook 'n kruisie. Hy het geleef tot Goeie Vrydag en toe sy dood. En hierdie hele naweek het in daai tyd was daar so 'n doodse atmosfeer. Want Jesus was dood. Jesus is Vrydag begrawe en Sondagoggend baie vroeg was hy nog steeds begrawe gewees. En ek dink daar was so 'n teleurstelling by die mense dat hierdie Jesus wat ons gedink het ons lewens kom verander, is nou ook dood. Hy is ook maar net gebore en hy's ook maar net dood. Saterdag was doodstil geweest, letterlik doodstil. Stil Saterdag. Sondagoggend baie vroeg was doodstil. En dan kom die Bybel en die Bybel vertel die verhaal so bietjie verder. En dan staan daar so dat in Jesus se lewe het die 2 punte nou 3 punte geword. Vroeg daai oggend het die vrouens na die graf toe gegaan. En toe hulle daar by die graf kom, hulle is op pad na die dooie Jesus toe. Hulle gaan nie om te kyk of hy opgestaan het nie. Hulle gaan met die goeders wat jy aan 'n dooie mens se lyk smeer. Hulle gaan met al hierdie olie se goeders waarmee jy die mense wat dood is gaan smeer. En dis waarmee hulle op pad is. Ons is dood eenvoudig begrafplaas toe na Jesus wat dood is. Geen verwagting van lewe. En as hulle dan by die graf kom op hierdie Sondagoggend, die opstandingssondag, dan ontdek hulle die graf is leeg. Daar's niks in die graf nie. En dan staan daar Matteus 28 vers 5-6. Toe sê die engel vir die vroue, moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kom kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Vriende, van daai oomblik af was daar iets meer as net 'n sterretjie en 'n kruisie in 'n mens se lewe. Van daai oomblik af het daar iets bygekom wat met my kan gebeur nadat ek gesterf het, en dit is dat ek weer 'n keer, nog 'n keer of verder aan kan leef. Skielik het daar 'n bewussyn gekom dat na hierdie lewe is daar 'n ewigheid wat nooit weer ophou nie, wat vir altyd en vir altyd gaan aanhou. Die vroeë Christene het daar in die katakombes waar hulle was, waar hulle gemartel is en aangehou is alles, het hulle 'n sonnetjie geteken wat opkom, om te sê dat soos wat hierdie sonnetjie opkom en daar 'n nuwe dag aanbreek, so breek daar 'n nuwe dag aan vir elkeen wat in Jesus glo. En daarom het ons nog steeds die gebruik, vanoggend was klomp van ons lidmate by die begrafplaas gewees, om vroeg by die begrafplaas 'n diens te hou. Ons het altyd in Potchefstroom met ons na 'n plaas toe gery, gesit ons en kyk hoe die son opkom. Want die opkomende son het gesê, daar's iets meer aan hierdie lewe as net 'n sterretjie en 'n kruisie. Na my sterretjie en na my kruisie sou ek ook 'n sonnetjie kon sit en sê daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, 'n ewige lewe vir elkeen
wat in die Here glo. Nou ek is seker dat elkeen van ons het al iewers langs die pad iemand wat kosbaar is verloor. Ek dink elkeen van ons het al 'n pa of 'n ma of 'n oupa of 'n ouma of 'n boetie of 'n sussie of 'n kind verloor, of 'n vriend. En die wonderlikste gedagte is om vandag op hierdie dag te onthou dat daai mense wat vir wie ek so lief was, wat oorlede is, wat dood is, as hulle in die Here geglo het, dan sê die Bybel dan hou hulle aanleef al het hulle gesterf. Dan is daar regtig 'n lewe na hierdie lewe. Dan is daar 'n ewigheid saam met die Here. Dan beteken dit dat as ek op die aarde doodgaan, dat alles nie net verby is soos in die Ou Testament nie. Want na die kruisie is daar ook 'n sonnetjie. Iewers in ons lewe gaan elkeen van ons hierdie aardse lyf agterlos. Iewers in ons lewe gaan elkeen van ons hierdie liggaam, of hy nog mooi is en of hy later stikkend is en oud is, maar iewers gaan ons hierdie liggaam agterlos. Jy gaan ons sonder hierdie liggaam vertrek. En dan sê die Bybel vir ons, as ons in die Here glo, kry ons 'n nuwe hemelse liggaam. Kry ons 'n liggaam wat nie vir die aarde bedoel is nie, maar 'n liggaam wat vir die hemel bedoel is. Paasondag sê vir ons, hierdie Sondag sê vir ons, my lewe het nie meer net 2 punte nie. Ek leef nie net heelpad tussen daai sterretjie en daai kruisie nie. Ek leef nie net in vrees heelpad vir die kruisie nie, alhoewel ons bang is om dood te gaan. Ons leef in die uitsien dat na hierdie kruisie, na hierdie dood gaan op die aarde, is daar 'n lewe saam met die Here, vir altyd en vir altyd en vir altyd. Audrey Blignout skryf, sy sê, ouma Oostendorp weet dat ek bang is. Kind, sê ouma, en stryk met haar hand oor die kleed. 'n Mens hoef niks bang te wees vir die dood nie. Kyk, as jou pappie met die trein onderveld toe gaan, om daar by sy broers te gaan kuier, dan is dit vir hom lekker, né? Hy ry ver, hy sien baie mense en baie dinge. Dis waarvoor mens lewe, hartjie. Om weer huis toe te gaan. Weet jy hoe is dit? Dis is die tuinhekkie hier by ons. 'n Mens moet mos die tuinhekkie oop skop om deur te loop na die tuin. Nou ja, as jy die mense een oggend hier op die dorp hoor sê, ouma Oostendorp is afgesterwe, dan moet jy weet, ouma Oostendorp het daardie hekkie oopgeskop. En sy is deur daardie hekkie en aan die ander kant in die tuin met die Here se groen val om die beddings. Ouma Oostendorp sal in daardie tuin wees en sy sal nie meer jeug in haar bene hê nie. Vriende, wat wag vir ons as ons opstaan? Met Jesus se opstanding het dit bietjie anders gewerk as met ons opstanding. Jesus was 3 dae dood en toe staan hy op uit die dood en hy staan in Jerusalem op. En daar in dieselfde dorp wat hy was, is hy, en in dieselfde land wat hy was, verskyn hy vir 40 dae lank aan mense. En dan vaar hy op na die hemel, na sy Vader toe. En hy verskyn aan hierdie mense met hierdie wonde, met hierdie stikkende plekke in sy hande. Hy sê vir Thomas, steek jou vingers binne in hierdie gate, jy kan dit doen. Ons opstanding gaan anders lyk. Ons gaan nie opstaan in die dorp waar ons bly nie. Ons gaan nie opstaan in hierdie land waar ons gebly het nie. Ons gaan nie opstaan hier tussen die mense en vir hulle die merke aan ons hande en voete kan wys nie. Die Bybel sê ons opstanding werk bietjie anders. Ons gaan op 'n dag aan ons Jesus sterf, maar ons gaan op 'n ander plek opstaan. Ons gaan by die Here opstaan. Ons gaan iewers anders in 'n wonderlike plek opstaan. Hulle gaan my liggaam nog hier op die aarde begrawe of veras of strooi of wat ook al. Maar terselfdertyd op 'n ander plek gaan ek opstaan met 'n liggaam, 'n hemelse liggaam, sonder wonde, sonder seer, sonder al hierdie merke wat die aarde op ons gelos het, heeltemal nuut gemaak. Die Hebreërs skrywer gebruik 'n beeld in Hebreërs 12 vers 22 en hy sê, maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Dis die beeld wat die Hebreërs skrywer geskryf. Hy sê as ons hier opstaan die dag, dan is ons na 'n ander stad, die hemelse stad tussen die miljoene engele en almal wat aan die Here behoort. En hulle noem ons die vergadering van die eersgeborenes en dan sê hulle en dit is 'n feestelike samekoms. Nou skryf Max Lucado oor hierdie gedeeltetjie. Hy sê stel jouself die vergadering van die eersgeborenes voor. Almal wat opgestaan het uit die dood, 'n byeenkoms van al God se kinders. Geen jaloesie, geen kompetisie, geen verdeeldheid, geen haas. Ons gaan volmaak wees, sondeloos, nooit meer struikel nie.
nooit meer val nie. Geen welles meer nie, geen kwaadpratery nie, al die gruwe vir altyd vergete. En stel jou voor, jy gaan God sien. Uiteindelik gaan jy kyk na die gesig van jou Vader en jou Vader se oë op jou voel. En dit gaan vir ewig aanhou. Hy sal doen wat hy beloof het om te doen. Kyk, ek maak alles nuut. Ek sal teruggee wat van jou weggeneem is tydens jou aardse lewe. Ek sal die jare teruggee wat jy aan krikke gekluister of vasgevang was in 'n rolstoel. Ek sal die glimlag herstel wat deur die pyn weggevreet is op die aarde. Ek sal die simfonie speel wat dowe oorde op die aarde nooit kon hoor nie. En die sonsondergange herhaal wat blinde oë nooit kon sien nie. Stommes sal sing, armes sal feesvier, wonde sal genees. Ek sal alles nuut maak. Ek sal alles herstel. Die kind wat van jou af weggeruk is deur siekte, sal na jou toe aangehardloop kom. Die vryheid van jou geloof is wat deur onderdrukking, die vryheid wat jou geloof is deur onderdrukking sal in jou hart dans. Die vrede van 'n rein hart sal my geskenk aan jou wees. Ek sal alles nuut maak. Nuwe hoop, nuwe geloof en bovenal nuwe liefde. Die liefde waarvan alle ander liefdes spreek. Die liefde in die lig waarvan alle ander liefdes verbleek. Die liefde waarna jy in 1000 hawes deur 1000 nagte gesoek het. My liefde sal joune wees. Openbaring 21 vers 4. Wat 'n berg, skryf Max Lucado. Jesus gaan daar wees. Jy het verlang om hom te sien en uiteindelik sal jy. Dis interessant wat die skrywer noem wat ons gaan sien. Hy noem nie Jesus se gesig nie, alhoewel ons Jesus se gesig sal sien. Hy verwys nie na Jesus se stem nie, alhoewel ons dit sal hoor weer klink. Hy noem 'n gedeelte van Jesus wat die meeste van ons nie dink ons sal sien nie. Hy sê ons sal Jesus se bloed sien. Die purperrooi bloed van die kruis, die lewenssap wat uit sy voorhoof gepers is, uit sy hande gedrup en uit sy sy gevloei het, die menslike bloed van die goddelike Christus om ons sondes te bedek. Om 'n boodskap te verkondig, ons is gekoop, ons kan nie verkoop word nie. Nooit nie. Wat 'n oomblik, wat 'n berg. Vriende, ons lewens is meer as 'n sterretjie en 'n kruisie. Dit is nie maar net hierdie paar jaar op die aarde wat ons het nie, daar wag vir ons baie meer eendag by die hemel. 'n Ewige lewe na die graf. 'n Ewige lewe saam met die mense wat ons liefhet, wat ook aan die Here behoort. 'n Hemelse liggaam, losgemaak, vrygemaak van 'n stikkende aardse liggaam. 'n Vaste gebou in plaas van 'n tentwoning, 'n perfekte stad in plaas van al die stikkende dorpe en stikkende strate. Ek sluit af. Barbara Johnson sê, stel jouself voor, jy stap aan wal en jy besef dit is die hemel. Jy vat aan 'n hand en jy besef dis die Here se hand. Jy asem vars lug in en jy besef dis hemelse lig. Jy voel verkook en jy besef dis onsterflikheid. Jy gaan van storm en orkaan oor na ongekende rus. Jy word wakker en jy vind uit, ek's tuis. Kom ons sluit die oë. Here, as ons hoor wat U sê oor die opstanding, dan gaan 'n stukkie van ons vrees vir doodgaan weg. Here, dan is ons bietjie minder bang vir doodgaan, want dan weet ons dat na hierdie graf en na hierdie nissie en na die pyn en lyding selfs van oud word of siek word of kanker of wat ook al, is daar iets wat vir altyd gaan aanhou. Here, en vanoggend wil ons uitsien, op Opstandingssondag wil ons uitsien na die dag wat elkeen van ons gaan opstaan. Nie op hierdie selfde stukkende aarde nie, maar op 'n nuwe plek, saam met U, by U, op die heilige berg, op die berg van die Here. Dankie dat ons vandag hierdie tekste net kan vashou en vasvat. Here, en dat ons kan teruggaan na ons gewone lewe toe en net met moed en met durf gaan leef en voluit leef, en die lewe voluit geniet. En die lekker wete dat U na sal nog 'n lewe saam met U. Ons dank U daarvoor. Ons dank U vir U opstanding. Ons is vandag opgewek omdat U opgewek is. Amen. Vriende, ons gaan 'n laaste lied sing en daarna kom die seënbede en dan gaan ons weer sit en luister na die blaasorkes. Terwyl die musiekgroep na vorentoe kom, lees ek vir julle hierdie stukkie. Glo jy dat Jesus leef? Glo jy dat hy waarlik opgestaan het uit die dood?
As hy nie leef nie, is jou dood en begrafnis die einde. Dan is daar geen hemel, geen ewige lewe nie. Dan is die dood die einde van die verhaal. Dan stop alles by jou dood. Dan is ons geliefdes wat gesterf het nog steeds dood, vir altyd dood. As die Here nie leef nie, kan hy nie jou gebede verhoor nie. Dan bid jy tot 'n dooie God, 'n God wat nie kan hoor nie. Dan sal daar geen genesings wees nie, geen bevryding, geen vergifnis, geen krag nie. As hy nie leef nie, dan was hy nooit God nie. Dan kniel jy voor 'n dooie God en dan sing jy jou lied vir 'n dooie God. Dan gee jy jou dankoffer en jou bydra vir 'n dooie God. Dan is ons geloof niks anders as die van die Hindus en van die Baal-aanbidders nie. Ja, hoe verskriklik sou dit wees as alles opgehou het aan 'n kruis op Golgotha. Dan sou Jesus niks anders gewees het as al die ander helde wat deur die loop van die geskiedenis vir ander mense gesterf het nie. Maar vandag is ons hier bymekaar om te sê dat Jesus het opgestaan. In ons gedagtes sien ons die oorwinning wat die Here vir ons bring en die oorwinning wat vir elkeen van ons ook wag. Kom ons sing al 3 verse en ook die nuwe vers wat Piet Smit geskryf het van die oorwinningslied. En ons sing al 4 verse staande. Ek wens julle kan hier van voor af hoor hoe mooi sing julle en wat so mooi klanke kom hier uit, dit is verskriklik mooi. Vriende, ons gaan vir die Here se seën bid en daarna vra ek dat julle weer sit en dat ons luister na die laaste liedere wat die blaasorkes vir ons speel en dat ons dit sommer net beleef. Kom ons sluit die oë. Die opgestane Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die opgestane Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die opgestane Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan.
Die opgestane Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die opgestane Here is rondom jou om jou te beskerm. Die opgestane Here is bokant jou om jou te seën. Die opgestane Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die opgestane Here is vir jou. Hy pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Sit gerus weer.
'n groot dankie vir Vaan Malan en die orkes, baie dankie. Vanmiddag 3:00 het hulle 'n konsert hierso oor die storie van musiek, seker dit reg, né? Dan sien uit daarna, dit gaan lekker wees. Vriende, mag julle 'n wonderlike opstandingssondag beleef. Baie dankie.